wat vir haar die klas ook aanbied, is Stas van Onbeskaamd. So dis regtig 'n besonderse pad. Nou sy het al van Junie maand of dink ek daar rond, het sy saam met my begin stap. Sy het nou al redelik baie begrafnisse en troues gedoen. En sy het ook by die besigheidsbediening betrokke geraak saam met my, waarvoor ek baie dankbaar is. En nou vanoggend is nou die eerste keer dat sy in die gemeente bedien. Sy moet 'n paar keer bedien ook as deel van die kursus, so dis vir my awesome dat sy dit hier kan doen. En ek weet die Here gaan haar gebruik vir môre en vir haar help op 'n besonderse wyse. Nou kom ek vertel julle net iets. Sy dink ek was nog op skool toe sy vir my gesê, sy wil pastoor word, toe sê ek oor my dooie liggaam. Want dit is nie 'n maklike lewe nie. Dit is, jy weet, as iemand vir die Here wil gaan werk en dink is maanskyn en rose, dit is nie. Is baie rof. Ja, daar's goeie tye ook, maar die meeste is nie goeie tye nie. Die meeste is rof, is rowwe tye. En ek praat spesifiek begrafnisse, beradings, ek het nou beradings ook gehelp, so dit is 'n moeilike ding. En toe sy nou kom en sy het nou begin met haar kursus so 3 jaar terug, toe het ek maar net gedink, ja, as die Here jou roep, is jy geroep en daar's niks wat ek as pa eers daan kan doen nie. So kom ons maak ons harte oop en kom ons luister. Sy praat vanoggend in 'n geval oor iets wat baie naby aan haar hart is, en dit is musiek. Jy weet, sy het al haar ma se musikale talent geërf, want ek het nog al myne, maar het nie hare mee nie. En dis awesome, so my kind, ek's baie lief vir jou, en die Here seën vir jou baie, baie ryklik, en baie seëninge vir vanoggend, en ek weet die Here gaan vir jou wonderlik gebruik vanmôre. Dankie, papa. Goeiemôre julle. Dit is regtig net 'n voorreg om hierso te kan wees vanoggend. Voor ek begin, kom ons sit net so, dan wil ek net graag open met gebed. Hemel Vader, dankie vir die goedheid, dankie vir die grootheid, dankie vir u genade. Dankie vir die voorreg wat ons elkeen het om vandag hierso in u huis te kan sit, terwyl daar so baie daar buite is, wat nie kan nie. Here, ek vra dat u vanoggend met ons sal praat, Here, deur ons sal werk, dat ons elkeen iets sal terugvat van hierdie diens, Here. Dankie dat u so goed is en dat u so groot is vir ons. Amen. My pa het my so bietjie voorgespring, deur te sê waar ek praat vanoggend. Ek wil regtig gesels oor iets wat vreeslik naby aan my hart is. Ek dink almal ken my ook nou al, en meeste van die tyd is ek bietjie agtertoer, agter die keyboard, besig met die musiek, en die Here het net vir my 'n hart vir musiek gegee, en ek wil baie graag net vanoggend daai hart met julle deel, en hoe musiek kan gebruik word as 'n deur na God toe. En voor ek verder praat, is daar 'n kort video wat hulle net gou gaan speel. Dit is 'n video van 'n pastoor, sy naam is Tommy Lee, in Jamaica, so 'n paar maande terug tydens die orkaan Beryl wat daar so getref het. En hy het 'n video geneem terwyl die orkaan besig was om hulle hele huis te verwoes. En ek wil graag hê julle moet net 'n oomblik vat en net saam met my gou kyk na die video. Dankie Tannie Elmarie.
of the goodness of God. All my life and all my life you have been faithful. Oh yes, and all my life you have been so good. And every breath I am able, oh I will sing of the goodness of God. Sjoe. Ek dink vir my, ek het die video maande terug al gesien en toe ek voorbereiding gedoen het, toe bly hy net by my opkom. En behalwe vir die feit dat dit net wys hoe bevoorreg ons eintlik is waar ons hier sit, wys dit wat ware lof en aanbidding is. Om nie net die Here te loof en te prys wanneer dit sleg gaan nie. Daar was net 'n kort uittreksel, die oorspronklike video is omtrent 6 minute lank. As julle dit graag sal wil hê, sal ek dit met liefde aanstuur. Julle kan vir my laat weet einde van die diens. Daar's 'n Engelse skrywer, Walter Landor, en hy het gesê, "Music is God's gift to man, the only art of heaven given to earth, the only art of earth we take to heaven." So musiek is 'n geskenk van God. Ons weet dit, hy het alles gemaak en dit sluit musiek in. So ek wil bietjie gesels oor hoe ons musiek kan gebruik, hoe ons musiek moet gebruik en die belangrikheid van musiek. Eerstens, musiek wat God eer, maak ruimte vir sy teenwoordigheid. Ek lees vir ons uit 2 Kronieke 5 vers 13 tot 14 en daar staan: "Presies gelyk soos een man het die trompetblasers en sangers die lof en dank aan die Here laat weer klink. Die klank van trompette, simbale, allerhande instrumente en die loflied ter ere van die Here het opgeklink, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Daarom kon die priesters nie vir diens aantree nie. Dit was die magtige teenwoordigheid van die Here wat die tempel van God gevul het." Wie hierso was al in 'n diens? Ons het al so 'n paar oor die jare gehad waar die sangdiens net so groot en ongelooflik was dat die Here se aangesig die plek gevul het, dat daar nie eers kans was vir 'n preek nie. Wie het dit al beleef? Dit is amazing. En ek wil hê julle moet oplet hierso. Hierdie is nog in die Ou Testament. Dis nog voor die Here sy Heilige Gees gestuur het vir ons. So selfs in daai tyd was musiek gebruik om die Here te loof en prys, om die Here in te nooi. Die Here gaan waar hy welkom is. En wat 'n beter manier om die Here in te roep, om hom welkom te heet, as deur vir hom te sing, om hom te loof en hom te prys. Musiek en aanbidding is nie net 'n reaksie op God se teenwoordigheid nie. Dit is dikwels die uitnodiging vir sy teenwoordigheid. Ons sing nie net altyd omdat die Here klaar hier is nie, maar omdat ons nooi, omdat ons daai ruimte wil maak vir hom om te kan werk. So 'n paar interessante feite. Wat se effek het musiek op ons as mense? As jy so 'n bietjie gaan kyk, hierdie is alles wetenskaplik bewys. Dit kom voor in die Bybel en dit kom voor in die wetenskap vandag ook. Musiek aktiveer 'n klomp dele van jou brein. Dit aktiveer die dele wat klank verwerk, so ons hele gehoorsentrum, wat ons emosies reguleer, wat ons geheue bestuur, wat ons besluite en gedrag beheer, en ons beweging en ritme bestuur. Dis hoekom baie keer as die musiek so lekker is, jy kan nie stil staan nie. Dis hoekom ons hande klap. Want musiek aktiveer daai deel van die brein. En musiek is die enigste aktiwiteit wat so baie dele van die brein op een slag aktiveer. Geen ander aktiwiteit doen dit nie. Slegs musiek.
as mense, ek weet ek veral, is baie vinnig om my aandag afgelei te word. Weet, ons staan nie en ons sing, maar ek dink eintlik oor kos wat by die huis gemaak moet word, wat ek môre moet doen. Maar as jy ten volle die Here loof en prys, jy sing, jy loof met jou gehoor, jy loof met jou emosies, jy loof met jou stem, jy loof met jou geheue, jy loof met jou hele lyf, dan is dit onmoontlik vir jou aandag om van die Here af te wyk. Dan is dit nie moontlik vir die vyand om te kom en jou aandag van die Here te probeer aftrek nie, want ons weet, dit is wat die vyand doen. Dit is wat hy altyd wil doen. Dit is sy groot doel, is om ons aandag van die Here af te trek. So waarvoor gebruik ons musiek? Waarvoor kan ons musiek gebruik? Waarvoor was dit gebruik in die Bybel? Heel eerstens kan dit gebruik word vir genesing en herstel. 1 Samuel 16 vers 23. Telkens wanneer die boosaardige gees in Saul was, het Dawid die lier gevat en daarop gespeel. Dan het Saul bedaar en die boosaardige gees het van hom af pad gegee. So spiritueel help dit vir genesing en herstel, maar ook fisies. Weereens, die wetenskap het bewys dat musiek streshormone verlaag en ons goed voel en vreugdehormone verhoog. En dit help ook om trauma en pyn te verwerk. Daar's verskriklik baie interessante terapieë wat gebruik word in hospitale, wat musiek gebruik. Want musiek kan genees. Dit kan ons help, dit kan help met ons emosies. Dit is onmoontlik, en dis nou nie 'n challenge nie, nee, maar dit is onmoontlik, omdat terwyl jy bestuur, en jy is daar besig om die Here te loof en prys, is dit baie moeilik om kwaad te word. Dit gebeur nog steeds, maar jy weet, dan staan ons daar, how great is our God, waar is jy? Gaan maar aan, sing with me, how great. Ek dink ek en my pa sukkel partymal met daai. Maar probeer dit so bietjie. Probeer dit so bietjie. Dit help rarig met jou emosies. As jy hartseer is, as jy kwaad is. Musiek help in die brein om jou ook net te kalmeer. Die tweede ding waarvoor ons dit gebruik, is om God se waarheid te onthou, God se woord kan onthou. Wie kan presies onthou, wat was die preek, kom ons sê 'n maand terug? Dit is so bietjie moeilik. Musiek word gebruik om te onthou. In Kolossense 3 vers 16 staan daar, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Die Bybel sê vir ons, sing. En hy sê dit want die Here weet, as ons sing, onthou ons beter. Maar kom ons toets dit. As ek julle sou moet vra, wat staan in Psalm 150 vers 4 tot 6? Wie gaan vir my dadelik kan sê, sonder om na hulle Bybel te kyk? Maar as ek gaan begin sing, loof hom met die tromme, loof hom met die harp, dan gaan almal kan saam sing. Nog een, wat ons vandag gesing het, wat julle nie eers besef het nie, is ek moet vra, Psalm 118. Maar die lied wat ons gesing het, loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Daai lied is net so uit die Bybel uit gevat. En dis kom ons dit ook gebruik vir ons kinders. Hulle onthou nie altyd wat jy vir hulle sê nie. Maar hoeveel keer, vandat my seentjie 2 jaar oud was, dan sal ek hom partymal hoor agter in die kar. Daar's visse in die water, kyk hoe swem al rond. Dis hoekom ons van musiek gebruik maak met ons kinders en met onsself. Hoeveel liedere kan ons onthou van toe ons 'n kind was?
So ons gebruik musiek om te kan onthou, om die Here se woord, om die Here se waarheid te kan onthou. Derdens gebruik ons dit as 'n geestelike wapen. Nou hierdie is seker die mees kragtigste manier wat musiek gebruik word, tot vandag toe. En daar's voorbeelde in die Ou Testament, maar selfs in die Nuwe Testament. In 2 Kronieke 20 vers 21 tot 22 staan daar: Josafat het met die volk oorleg gepleeg en toe sangers laat plek neem voor die gewapende manne. Hulle was op pad oorlog toe. Hulle het vooruit geloop en hulle gewyde klere in hulle gewyde klere en die Here geloof met die woorde: Loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Kyk net hoe werk die Here. Ek en my pa het nie hieroor gesels toe hy die liedere gekies het nie. Vers 22, juist toe die sangers met die lofprysing en gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete, die Moabiete en die mense van die Seirberge wat teen Juda opgetrek het. En hulle het die een neerlaag na die ander gelei. Na dit sê die Bybel dat die vyand mekaar begin aanval het en dat nie een persoon oorleef het nie, terwyl die Israeliete nie eers hulle wapens opgetel het nie. Ek bedoel, net deur te sing, net deur die Here te loof en prys, het hy hulle battle vir hulle gaan veg. En nie een Israeliet het eers seer gekry nie, en die vyand was ten volle verslaan. Ek bedoel, wow! As jy gaan kyk na die Nuwe Testament, Handelinge 16 vers 25 tot 26, teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. 26. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondament van die tronk geskit het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Net deur die Here te loof en te prys. Wat ek hier ook wil hê julle moet oplet, deur al hierdie voorbeelde wat ons uit die Bybel uitvat, wat hulle tot die Here gesing het hulle nie in smeeking gesing nie. Hulle het slegs gesing oor hoe goed en hoe groot en hoe waardig die Here is. En hoekom het dit so groot impak? Want wanneer jy dit doen, is die fokus nie meer op jouself nie, dit is op God. En dit is wanneer hy kom en ons kom help. En ons sien ook, ons lees ook daar in Handelinge, die gevangene het na hulle geluister en hulle almal se boeye het afgeval en deure het oopgegaan. Hoekom die Here nie net Paulus en Silas afgehaal nie? Hulle is die enigstes wat geloof en geprys het. Maar dit bring my na my volgende punt toe. Waarvoor gebruik ons dit? Om te getuig, om 'n getuie vir die wêreld te wees. Ons het nou net bevestig, gesange, liedjies, bly langer in jou kop maal. Iemand daar buite wat nie die Here ken nie, wat daai liedjie hoor, soos op haar video, All my life you have been faithful. Ek dink 'n persoon wat dit sien, jy kan nie na dit kyk en nie dieselfde wees nie. Jy kan nie. En ons seker goed wat woorde, waarvoor woorde net nie genoeg is nie. So ons gebruik gesange om te getuig, die liedere wat ons hierso ook sing in die kerk, is as getuienis van wat die Here al vir ons gedoen het, wat hy nog gaan doen, en die feit dat ons klaar weet die oorwinning is syne. Dit is belangrik. Verder gebruik ons musiek en sang om hemelse aanbidding te weerspieël. Musiek het bestaan in die hemel voor die Here die aarde gemaak het en dit gaan bestaan lank nadat die Here gekom het. Die bewys daarvan in Job 38, waar God met Job praat en vra, waar was jy? Waar was jy toe ek die aarde gemaak het?
sê hy ook daar in vers 6, waar was jy die oggend toe die sterre saam gesing het en al die hemele gejuig het? Dit beteken terwyl die Here besig was om die aarde te skep, was daar al musiek in die hemel. Wat het gebeur toe Jesus gebore is? Met die herders, die hemel het oopgegaan. So, wie het die eerste Kersliedjie gesing? Dit was nie eers mense nie, dit was die hemel het gesing. En as ons kyk in Openbaring 5 vers 11 tot 12, toe het ek gekyk en ek het die stemme gehoor van baie engele wat rondom die troon gestaan het, as ook van die lewende wesens en ouderlinge. Hulle getalle was 10.000, eintlik miljoene der miljoene. Hulle het in 'n magtige koor gesing, die lam wat geslag is waardig genoeg om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lofprysing te kan ontvang. Ek bedoel, wow, miljoene stemme, kan julle dit net indink? Miljoene stemme wat voor God se troon staan en hom loof en prys. Dis wat ons gaan doen in die hemel. Dis waarna wat ons het om na uit te sien. Is daai worship, daai gesange in die hemel. En ons wil in ewigheid daar by die Here wees, waar ook gesange kan wees. Maar tog raak ons partymal hierso 'n bietjie geïrriteerd as die liedjie vir die 3de keer herhaal word. Want dis nou klaar, ons na die volgende een toe gaan, nee. So om hemelse aanbidding te weerspieël. Daar staan ook in Openbaring, daar is 4 engele wat die hele tyd, hulle werk is letterlik om rondom die troon te beweeg. Ekskuus, Pa het gesê ek mag nie soos hy rond beweeg. Wat rondom die troon beweeg en uitroep en sing, heilig, heilig, heilig. Dit stop nie. Die Here het dit vir ons gegee. Dis die een ding van die hemel wat hy vir ons gegee het, wat ons kan gebruik nou hier op aarde. Wow. So om gou vinnig weer te kyk, waarvoor gebruik ons musiek? Vir genesing en herstel, om God se waarheid te onthou, as 'n geestelike wapen, om te getuig, en om hemelse aanbidding te weerspieël. Daar is 'n hele paar ander goed ook, en as dit die Here se wil is, sal ek graag eendag 'n tweede deel wil doen van hierdie. Maar ek het nou 'n vraag vanoggend vir julle. Watter rol speel musiek in julle lewens? Ek weet wat dit vir my beteken. Kyk, dit is nie dat musiek daar buite wat nie oor die Here gaan noodwendig sleg is nie, glad nie. Maar die Bybel sê ook vir ons, die mag is in die tong. So ons moet kyk wat ons sing, ons moet kyk waarna ons luister. Want weer eens, daai geheue, daai goed bly in ons koppe, dit gaan nie maklik weg nie. So ek wil hê julle moet bietjie dink, waarvoor gebruik julle musiek? Om te ontspan, te let go, die Here te loof en prys, ons doen dit elke liewe Sondag hierso. Maar dink so 'n bietjie, wat se rol speel dit in julle lewens? En dan wil ek julle met 'n gedagte los. The antidote to panic is praise. The antidote to worry is worship. Hoekom? Daar was al baie gesê, ek weet almal het dit al gehoor, gee dit vir die Here. Gee jou worries vir die Here. Gee jou probleme vir die Here. Maar hoe doen jy dit? Hoe hou jy op stres? Dis moeilik om te laat gaan. Hoe jy sê, okay Here, hierso, ek gee dit, maar nou wat? Ek worry nog steeds. Hoe gaan ek hierdie maand deurkom? Ek worry nog steeds, my kar het gebreek, ek weet nie wat om te doen nie.
wanneer ons sing, wanneer ons worship, soos wat ons gesien het, al die dele van ons brein aktiveer, is dit onmoontlik om nog te fokus op ons worries, op ons issues. En dan word ons fokus geskuif van my probleme, my issues, en dit word geskuif na God toe. En wanneer dit ten volle na God toe geskuif word, is dit wanneer ons kan toelaat dat hy kan intree, dat hy kan oorvat. So wanneer ons op 'n Sondag hier sit, wanneer ons staan en sing en die Here aanbid, dis nie net liedjies sing nie, ons doen dit nie net want dit is tradisie nie. Ons doen dit want dit is 'n gawe, dit is 'n geskenk wat die Here vir ons gegee het, dat ons net so klein bietjie nader aan hom kan kom, dat ons net so klein taste kan kry van wat die ewigheid gaan wees. En hoe lucky is ons nie? Hoe geseënd is ons nie, dat die Here dit vir ons gegee het? Kom ons sit net so en sluit ons so. Hemelvader, dankie vir hierdie geskenk van musiek wat U vir ons gegee het. Here, ek bid dat elkeen vandag iets sal vat uit die woord uit, Here. Here, dat wanneer ons hierso saam sit, en wanneer ons U loof en aanbid, Here, dat U ons harte sal sien, dat U ons harte sal hoor. Ek vra dat U met elkeen sal wees, Here. Here, dat ons U boodskap sal dra vir die mense daar buite. En dankie dat U nog steeds so goed is vir ons, en dat ons elke dag kan getuig, dat ons elke dag kan sing oor U goedheid en U grootheid. Maak nie saak wat ons in die wêreld teekom nie, Here. Oor dit U groot en heilige naam alleen. Amen. Kom ons gaan staan, kom ons sing 'n liedjie na alles wat ons nou gehoor het. You're my resting place. In your arms I'm safe. You're my resting place. You're my resting place. In your arms I'm safe. In your arms I'm safe. And you let me know. And you let me know. You are in control. You are in control. You embrace me now. You embrace me now. With your mighty power. With your mighty power. So that I can sing. So that I can sing. Glory to my King. Glory to And now we all proclaim. Now we all proclaim. Mighty is your name. Mighty is your name. You're the Son of God. You're the Son of God. Now we all proclaim. Now we all proclaim. Mighty is your name. You're the Son of God. You're the Son of God. Prys die Here, kom ons hier ons se plekke. Annika, kom staan hier voor hierdie mic. Jy kan die se plekke neem. Daar's iets hard. Ons het nie hierdie geoefen nie. Sit net vir my Amazing Grace op asseblief, Almarie. Ons gaan sonder musiek en ons het nie geoefen nie. So u gaan nou verskillende stemme ook hoor. Elkeen gaan maar sy ding doen, Barbara en Marina en Annika.
en alrede. Okay, so kom ons gaan en sing saam met ons. Ons gaan net die Here loof en prys. Jy gaan nie instrument hoor nie. Jy gaan stemme hoor. En kom ons doen dit tot eer van die Here. Gee net vir my 'n F daar. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear. The hour I first believed, through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to see God's praise than when we first begun. Kom ons staan allemaal op. Praise God, praise God, praise God, praise God.
Praise God, praise God, praise God, Praise God, praise God, praise God, praise God. Prys die Here. Kom ons gee vir die Here 'n groot hande klap. Dankie Jesus. Ons kan U loof en prys. Kom ons neem ons se plekke. Baie dankie. Nou, ek wil vir Annika sê baie dankie vir daai besonderse woord. En sy het nie 'n senuweeagtig gelyk nie. Nie eers terwyl pastoor Jaapie geskryf het 'n reklap nie. Nou broeder en suster, is ook my voorreg, dit gaan ons laaste doopdiens van die jaar wees. En die sussie wat vanoggend gedoop word, Angelique Roxanne van Nieuwenhuizen, bly nie eens in Pretoria nie. Maar ek is so bly sy is hier, so Angelique, kom staan hier voor asseblief. OK. Dis reg, ons sal dit doen. Nou, broeder en suster, is vir my so hartseer ook. Jy kan maar vir my kyk. Maat flou geword in die kerk en moes huis toe gaan. Pa moes haar huis toe vat en dis nou die hartseer, want sy wil dit graag doen terwyl hulle hier is. Maar wie wat, ons gaan nie die duiwel sy sin gee nie. Hulle gaan dit nog steeds kan volg op Facebook en hy kan sien wat met jou gebeur het vanoggend. Dit wat jy doen, dit wat jy deurgaan. Nou hoekom moet ek my laat doop? Sê die kerk so? Nee. Die woord sê so. En ek hoor dit so baie, ag pastoor, ek is 'n doop toe ek 'n babietjie was, hy dit tel nie. Dis soos 'n inseëning en toewyding. Daar's jy doop. Want 'n doop is 'n keuse. 'n babietjie kan tog nie 'n keuse maak. So jy maak vanoggend, Angelique, maak jy 'n keuse om te sê ek wil my laat doop volgens die woord van God. En dis presies wat ons gaan doen vanmôre. Nou Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle. Daai Griekse woord in die oorspronklike manuskrip is die woord baptizo, wat beteken onder die water in, of in die water in. En dis hoekom ons jou onder die water gaan indoop in die Here in. En jy word gedoop in die dood van die Here om op te staan 'n nuwe mens. En dis natuurlik 'n geestelike proses. Kyk, ons kan dit ook 'n fisiese proses maak, maar dan moet jy jou onder die water hou totdat jy nie meer asem is nie. En dit gaan ons nie doen nie. Dis 'n geestelike proses om te sê, ek doen wat God sê, ek word gedoop met die dood van Jesus, wat deenwys na sy doop om op te staan 'n nuwe mens in die naam van die Here. En dis hoekom jy dit doen. En ons dank die Here dat jy hierdie keuse gemaak het om te sê, ek gaan my laat doop en ek gaan doen wat die Here wil hê ek moet doen. Nou ek wil net 'n paar vragies vir jou vra en dan gaan ons ook oor na die doop toe en ek weet die Here gaan vir jou so ryklik seën vanmôre in hierdie besonderse stap. Van waarheen is jy? Sy's van Springs, so sy het al die tyd van pad van Springs af gekom dat ons haar moet doop. So ek is so dankbaar teenoor die Here. Angelique, het jy jou werklik tot God bekeer? Mooi. Het jy Jesus Christus aangeneem as jou persoonlike saligmaker? Glo jy dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees ons drie-enige God is? Verlang jy derhalwe om gedoop te word deur onderdompeling ooreenkomstig Matteus 28 vers 19? En dan beloof jy om te onderwerp aan die woord van God en die tug van Koinonia Christen Sentrum ooreenkomstig die voorskrifte soos wat dit voorkom in die woord van die Here. Wat is jou antwoord? Wonderlik. Nou broeder en suster, ek gaan vra dat jy gaan staan. Kom ons gaan vir haar bid en ons gaan sommer vir ma ook bid wat vanoggend aanval gehad het en die Here vir pa ook gaan help. Daar waar hy moes huis toe vat en ons gaan God vertrou. Kom ons gaan saam bid. Here Jesus, dankie dat ons saam my sis kan bid. Here,
Dis 'n besonderse stap wat vanoggend gebeur. En ons gaan na doop ooreenkomstig die woord van God. En Here, ek seën dan nou in die naam van die Here. En ek vra dat U vir haar gaan help, U vir haar gaan onderneem. Dis 'n groot stap. En Here, daar waar Malin nou by die huis is, wil ons net vra dat U daar gaan intree en dat U vir haar gaan oprig en help in Jesus naam. Vir Pa gaan help in Jesus naam. En ons eer U Vader, U is 'n goeie God. Daar's niemand soos U nie. En dankie dat U getrou is, die lof en die ere kom U toe. En ons eer U Vader. Amen. So ons gaan nog 'n liedjie sing terwyl hulle gaan aantrek en Skus, mis net saam met haar stap en net vir haar gaan wys asseblief. Prys die Here. Kom ons staan. Let your living water flow over my soul. So het hierdie liedjie so lank klaas gesing. Ek gaan my mic afsit, dan kan ons weer terug gaan wiets. Besonderse lied hierdie. Let your living waters. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Oh yes, Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 Father. Holy Spirit, 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 Spirit. Come now, Holy Spirit, and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear and take my pride. Draw me to your love and keep me by your side. Oh yes, Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 Father. Holy Spirit, 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 Spirit. Give your life to Jesus. Let him fill your soul. Let him take you in his arms and make
you free. You will live and reign with him eternally. Oh yeah, Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 Father. Holy Spirit, 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 Spirit. Prys die Here, kan u se plekke neem, baie dankie. Prys die Here. Ons Angelique van Nieuwenhuisen. Is dit warmer as jou badwater? O, daarom nie, okay. Ag Pieter, wil jy, jylle klaar op, is dit wees, jylle is okay hoor. Daar is hy. Angelique van Nieuwenhuisen, op jou eie belydenis, in die naam van die Here Jesus Christus, die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Prys die Here, dankie sis. Ja, die Here is so goed. Dankie dat u vanoggend hier was en ek is so opgewonde. Die Here is goed. Ek wil u uitnooi broeder en suster na ons diens. Ek dink is Woensdag, die 31ste, is oujaar om 6:00. Kom ons gaan die nuwe jaar reg afsluit, sodat ons die nuwe jaar reg kan begin in die huis van die Here. En bring maar iemand saam. Ek weet dis nou vakansie, die ouens rus so bietjie. Dankie tog, die Here is nooit op vakansie nie. En die Here rus nie. Weet jy wat so moeilikheid ons dan sou gewees het? Ek wil dan ook net vir Petrus sê, baie geluk met jou verjaarsdag, ou Petroetjie. Dis die beste plek om te wees op jou verjaarsdag, in die kerk, in die huis van die Here. En die Here seën vir jou so ryk. Kom ons gaan opstaan, ons gaan weer 2 liedjies sing wat ons reg aan die begin gesing het. He's the King of Kings and what a mighty God we serve. Daarmee gaan ons afsluit en dan gaan ek vra pastoor Japie vir ons gaan afsluit. En dit is net wonderlik om die Here te loof en te prys. Nou kom ons staan. Ons gaan dit doen. Ons gaan die Here se naam groot maak, want die Here is groot en wonderbaar. So kom ons sing saam. He is the King of Kings. What a mighty God we serve. Hallelujah. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He's the King. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He's the King. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. He's the King of
Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Hallelujah. Dankie Jesus. Awesome. Daar sê. Anneke baie mooi gedoen. Ek het nie geskryf wat daar foute was nie, hoor. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons 'n diens soos hierdie kon gehad het, waar ons U kon aanbid het, Here, in gees en waarheid, en waar ons die woord kon hoor. Ek bid, Vader, dat die woord in ons hart sal settle, dat ons dit sal kan doen, wat ons geleer het vanmôre. Vader, dankie vir elkeen wat hier was. Ek vra dat U elkeen sal seën, ook hulle wat luister. Ons dankie dat ons U kan ken, in Jesus naam. Amen. Baie seën vir almal. Dit sê nie van Pieter. Pieter sal hier voorwees as iemand nog wil vra oor die Bible College en oor Veritas. So baie seëning en asseblief onthou van Woensdag 6:00 ons kyk uit vir elkeen. Dit gaan besonders wees. Baie dankie.